In die platteland van Westelike Kenia bring aanbidding by die Kakima Adventiste Kerk beide dowende en horende gelowiges bymekaar, wat op 'n manier wat verenig en verwelkomend is. By die kerk word gesproke taal en Keniaanse gebaretaal terselfdertyd gebruik. Elke lidmaat word waardeer en aanbidding word nie deur klank gedefinieer nie, maar deur verbinding. Vandag se boodskap kom van 'n dowe Adventiste predikant wie se preke in 'n gebaretaal vir horende lede uitgespreek word. Die kerk is nou verbind aan 'n skool vir dowe kinders, 'n projek wat jare gelede posgevat het toe globale sending gehelp het om dit te loods deur 4 globale sending pionieronderwysers te stuur. Een van daai pioniers, Lydia, dien vandag nog getrou daar. Ek dank God omdat ek sy magtige hand in hierdie instelling sien werk het. Deur hierdie skool ontmoet gesinne uit die gemeenskap God op verrassende maniere. Emily het uitgevind dat haar seun, Jabulani, doof was toe hy 3 jaar oud was. Sy het gesoek na 'n skool waar haar seun aanvaar sou word, dikwels weggewys. Sy het haar jong seun na Kakima skool geneem, bloot in die hoop dat hy 'n opvoeding sou ontvang. Die heel eerste keer wat ons na hierdie skool gekom het, was dit die enigste skool wat ek vir Jabulani van my rug af kon aftel. En hy het gehardloop en hy was bly. Ek het vir my ouers gesê, hierdie is die regte skool. Jabulani het geloof en vreugde begin ontdek deur wat hy by die skool geleer het. Ek is lief daarvoor om kerk toe te gaan. Hulle was nie Adventiste nie, maar een naweek toe Jabulani huis toe gekom het, het hy daarop aangedring dat hulle op die Sabbat kerk toe gaan, die dag waaroor hy in die klas geleer het. Nuuskierig het Emily Saterdag toe begin kerk gaan, omdat sy wou verstaan wat haar seun ervaar. Terwyl sy aanbid het die lidmate ontmoet en die Bybel self bestudeer, het sy gevoel dat God haar lei. Met verloop van tyd het sy Adventiste oortuigings aangeneem en gekies om gedoop te word. Wat begin het met 'n kind se eenvoudige oortuiging het 'n reis van transformasie geword. Teen die tyd wat ek uit die water uit opgekom het, het ek geweet ek was 'n veranderde persoon en my lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. Ek is so bly dat my ma my na hierdie kerk toe laat kom het. Langs die pad het Emily meer as geloof gevind, maar vriendskap gevind en 'n noue band met Lydia. Stories soos hulle sin is deel van wat Kakima spesiaal maak. Dis 'n gemeenskap waar dowe en horende lede saam groei en waar gesinne geloof vind. Globale sending pioniers het die saad hier geplant en die voortgesette ondersteuning van globale sending help om projekte soos hierdie reg oor die wêreld moontlik te maak. Danksy u ondersteuning kan meer leiers opgelei word, meer gesinne bereik word en meer lewens deur die liefde van Jesus aangeraak word. Om meer te wete te kom oor inklusiewe sending, besoek Adventist Possibility Ministries by possibilityministries.org. Dankie dat u die sendingoffergawe ondersteun.